Goeienaand broers en susters. Baie welkom vanaand by ons Hemelvaartsdiens. Ek hoop die week het nog goed afgeloop tot dusver. Mag jy 'n wonderlike Vrydag hê en dan is dit naweek. So ons is baie bly daarvoor. Behalwe as jy oor 'n naweek werk, dan is ons jammer vir jou. Maar baie welkom aan almal vir julle hier vanaand. Ons het ons Hemelvaartsdiens. Jy sal weet in die kerk het ons 'n klomp feestydde wat ons baie ernstig vier. Natuurlik ken ons Paasfees baie goed, ons het Kersfees wat altyd vir ons belangrik en groot is, en natuurlik is Hemelvaart een van hulle en Pinkstersondag is ook 'n ander een. En Hemelvaart is maar altyd lyk my 'n moeilike een. Maar ons gaan hoor in die boodskap wat ons wil sê vanaand, en ek hoop die 'n goeie ervaring wat dit dan betref. Vir nou vra ek dat ons net eers al rustig raak, skik maar die dinge van die dag en die week af, en ons raak 'n bietjie rustig vir 'n stil gebed, en dan gaan ons hoor en dan hoor ons wat die woord vir ons wil sê, wat ons ter harte kan neem in terme van wat Hemelvaart vir ons altyd moet beteken. Ons sluit ons oor en bid ons saam. Ons gaan 'n baie bekende gedeelte lees en ons gaan dit nou lees, Handelinge 1 vers 6 tot 11 en die tema wat ek gou met julle wil deel gaan oor die betekenis van Hemelvaart en dat ons hoor Jesus regeer, tree in en sal terugkeer. Maar kom ons begin en dan begin ons met ons toetredingslied. As ek die hemel aanskou, dis 'n vlamlied, die vlam 24, hoor die foto van die seun en dan antwoord ons op die seungroep met 'n loflied, bring lof aan die Vader en daarna kan jy weer gaan sit. Kom ons begin. Wat is die
werke, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet, kom ons sing bring lof aan die Vader. Gemeente, Paulus moedig ons aan om elke dag toegewyd te leef volgens die wil van God, om in alles gehoorsaam aan hom te wees. Maar wat sê hy? Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So ons word soms nog beïnvloed deur hierdie sondige wêreld, en juist daarom is dit belangrik dat ons ons skuld voor God bely. So kom ons doen dit deur saam te sing. Ons kan weer opstaan daarvoor, God enkel lig voor u gesig, en daarna kan u weer gaan sing. Ons moet altyd onthou dat ten spyte van ons sonde, wil Paulus ons verseker dat ons deur die genade van God vrygespreek is. Ons lees
Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie dade nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So Paulus wil hê, ons moet verstaan dat God ons uit pure liefde genadig is. En dit wek ons tot opregte dankbaarheid in ons hart. Kom ons kyk ons oor aan ons hart. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons kan staatmaak op U teenwoordigheid in ons lewe elke dag. Dankie vir al die groot liefde wat ons ontvang. Dankie Here dat ons die liefde wat U aan ons gee, deur Jesus Christus ook kan uitdeel aan ons geliefdes en in die mense rondom ons, selfs aan vreemdelinge. Here, dankie vir al die voorregte en die gawes. Dankie vir die mense in ons lewens. Dankie Here vir die dinge wat ons kan doen. Dat ons kan praat en kan hoor en kan deelneem aan hierdie lewe. Al het hy baie uitdagings. Here, dankie vir alles wat ons nie eers kan dink nie, wat U ons moet seën. En dankie dat ons die voorreg het om vanaand net hier te kan kom sit in U teenwoordigheid. En toe te laat dat U Gees met ons harte werk. Dat ons kan sing, dat U ons stemme kan hoor, dat ons kan saam bid, dat U kan hoor wat uit ons hart uitkom. En dat ons na U woord luister. Dat ons ore so gespits is, Here, om te hoor dit wat ons nodig het om te bly groei in ons menswees, sodat ons U naam kan bly verheerlik elke dag van ons lewens. Here, maar U ken ons. U weet dat ons ook maar foute het. Ons het foute teenoor U, maar ons het ook foute teenoor mekaar. Want ons skiet tekort, Here, ons kan nie mekaar tevrede stel partykeer met dit wat ons van mekaar verwag nie. Maar ons almal moet altyd die gesindheid hê om te groei. En U sê vir ons dat U ons swakhede ken, en dat U dit vergewe het, en dat U Jesus vir ons voorspraak maak by die Vader en ons swakpunte by U neem, sodat ons kan weer begin, vars begin, elke nuwe dag. Here, dankie daarvoor, dankie dat U ons swakhede oorsien, en dat U ons vergewe, wanneer ons die knie buig en besef dat ons swakhede voor U het. En Here, dankie dat U ons verlosser is. Dankie Here dat U vir ons plek gereed maak in die ewigheid. Here, dis waarom voor ons vanaand by mekaar is, en ons weet wat U vir ons doen. U maak vir ons plek gereed, ons is deel van ewigheid, Here, daarvoor is ons dankbaar. En dan bid ons, ek dankbaarheid vir alles wat U vir ons doen, en vir ons gegee het. En dan bid ons ook, Here, vir mense, met wie dit nie goed gaan nie. Here, dat U mense sal help en uitkoms gee waar hulle moeilikheid het, waar vrae is, onsekerhede is. Dat U ons gemeentelede sal help, Here, met uitdagings wat hulle op hulle pad mag hê. Ons bid ook vir mense wat siek is, wat moet gesond word, dat U ook hulle sal bystaan en krag gee en deursettingsvermoë gee in daardie swak liggaam. Maar dat hulle altyd sal weet dat U is daar, is nie ver nie, en dat U hulle bystaan in hulle omgewing omstandig. Ons bid vir mense wat U ken, die Here, werk in mense se harte. En dit werk ook in ons harte, wanneer ons dink ons ken die Here, dat U vir ons net nog meer duidelik maak wie U is, en wat U van ons vra en verwag. Maar dankie Here dat U die God van liefde is, en dat U liefde oneindig is, en dat dit ons deel maak en saam sweer ewigheid in. Dankie daarvoor. Lei ons die woord vanaand, Here, ons bid in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, voordat ons die woord hoor, terwyl ons so sit, ons sing net hierdie paar woorde 2 keer weer, en sê dat ons gereed is om die woord te hoor.
Ons gaan saam lees soos jy gehoor het uit Handelinge 1 vers 6 tot 11, die baie bekende gedeelte. Kom ons lees dit so saam. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien. En terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Wie sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Ons lees tot sover. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word. My broers en susters, Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag kry dalk nie altyd soveel aandag soos Kersfees en Paasfees nie, maar dit dra wel 'n baie diep betekenis. En dit is ook 'n baie kragtige boodskap wat elke gelowige maar elke jaar moet hoor en weer ter harte neem. Toe Jesus opgevaar het na die hemel, was dit nie net dat hy weggeneem is nie, of weggegaan het nie. Dit was 'n bevestiging. 'n Bevestiging van die feit dat sy werk op die aarde is voltooi, maar dit was ook 'n bevestiging dat hy nou op die troon sit. Jesus sit op die plek waar hy moes wees. Hy is op die troon. Vir Christene is hierdie oomblik van die hemelvaart nie eintlik 'n einde nie. Ons moet dit nooit as 'n einde sien nie, maar dit is eintlik 'n keerpunt, nee, 'n omdraai wat plaasvind. En dit sê vir jou en vir my dat Jesus se werk is voltooi soos wat hy moes kom. En ons hoor ook dat hy nou met gesag regeer en dat sy belofte steeds staan. Hierdie belofte, hy sal weer kom. Ons Here Jesus Christus kom weer terug. Nou wat beteken die hemelvaart vir jou en vir my vandag? 3 eenvoudige, maar lewensveranderende waardes wat ek en jy vanaand hoor en ter harte neem. Eerste waarheid wat ons moet onthou is dat Jesus regeer. Die tweede ding is dat Jesus tree in. En die derde ding is dat Jesus sal terugkom. So kom ons praat 'n bietjie oor hierdie 3 hoofgedagtes. En dit word uit hierdie gedeelte uit na vore gebring. Ons fokus op Jesus regeer, dat die hemelvaart bevestig sy gesag. Nou stel jy voor hoe die disippels op daardie dag moes gevoel het, toe hulle sien hoe Jesus in die wolke opgeneem word. Dit moes eintlik 'n onwerklike oomblik vir hulle gewees het. Want ons onthou dat hierdie disippels van hom was vir 3 jaar lank saam met Jesus, saam met hom gewandel. Hulle het gehoor die dinge wat hy die mense geleer het en vir hulle geleer het. Hulle het saam met hom geloop op die pad tussen die dorpies, heen en weer. Hulle was daar toe hy die wonders gedoen het, toe hy die dooies wat uit die dood het opstaan. Hulle was daar toe hy self uit die dood het opgestaan. En nog 40 dae daarna met hulle gekommunikeer en hulle geleer en hulle voorberei vir die oomblik wanneer hy opvaar na die hemel en nie meer met hulle sal wees nie. Nou het hulle hom gesien waar hy weg, waar hy teen die wolke uit wegbeweeg. Maar dit was nie 'n verwerping van hulle nie. Dit was eintlik 'n kroning. As Jesus opvaar teen die hemel uit, word hy eintlik bekroon, want hy gaan op die troon sit van waaraf hy regeer. Jesus se terugkeer hemel toe was die teken dat sy sending waarvoor hy gestuur was om op aarde te kom doen, dit is afgehandel. Wat het hy gedoen? Hy het die dood oorwin. Hoor mooi.
Hy het die dood oorwin. Ek en jy het nie vrees vir die dood nie, dis oorbeweeg die ewigheid in. Dit was sy taak, dis waarvoor hy gekom het. Hy het dit kom uitsorteer. Hy moet die mag van die sonde verbreek. Ons is nie die slaaf van sonde nie, jy het die sonde verstand met die hulp van die Gees, om nou baie maklik te kan onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd. En ek sê altyd, sal ek altyd sê, die maklikste manier om dit te doen, is om te kyk hoe jy elke dag leef. Lewe jy selfsugtig, want dan gaan dit oor wat jy wil hê. Jy wil beklei, almal moet na jou luister, jy wil steel, jy wil moordplig, jy wil wat ook al doen. Of gaan dit oor om liefde te gee? Is jy iemand wat liefde gee vir die lewe? Luister aandagtig as iemand met jou praat. Antwoord met liefde, self is alles in 'n hart en konfronterend teenoor jou. Al daardie eienskappe wat Jesus tentoongestel het. Dis die liefdegewende manier. En dis waarvan ons onsself kan weet. Dan het jy die vermoë om te kies, dat jy nie so sal optree nie, maar jy sal so, want ons is verlos van die houvas van die sonde op ons gehad het. Dit het Jesus uitgesorteer. En dan nog 'n ding is dat hy was hier om die pad na die ewige lewe vir jou oop te maak. Want jy mag nou die ewige lewe ontvang. Jy is nie meer gebonde aan hierdie wêreld wat aan die vergaan is nie, maar dat jy die ewige heerlikheid wat joune is. Dit is jou kunskap. Jy het dit gekry deur die liefde van ons almagtige Vader. So die hemelvaart vandag bevestig vir jou sy identiteit as die opgestaande Here wat nou oor die hemel en die aarde regeer tot in ewigheid. En wanneer die vroeë kerk van Jesus gepraat het, as iemand wat aan die regterhand van God sit, het hulle dood eenvoudig bedoel dat hy deel in God se gesag. Hy is nie net meer die seun wat aarde toe gekom het nie, hy deel in die regeringswerk in die hemel en die aarde in God se gesag. Dis 'n simbool van heerskappy om aan die regterhand van God aangedui te word. Ook 'n simbool van mag en dan ook 'n simbool van goddelike goedkeur. So Jesus is nie 'n figuur van die verlede nie. Ons moet onthou hy leef. Ons moet weet hy is verhef en ons moet ter harte neem dat hy is in beheer. En dit verander hoe ek en jy leef. Hierdie hemelvaart, met die feit dat ons weet Jesus leef, ons weet dat hy verhef is, ons weet dat hy in beheer is, verander hoe jy elke dag moet leef en kan lewe, want dit is veel moontlik om anders te lewe as die res van die wêreld. In 'n wêreld vol onsekerheid, in 'n wêreld vol chaos, kan ons met geloof sê dat my Here regeer. Nie net oor die kerk vandag nie, maar hy regeer ook oor die geskiedenis. Hy regeer ook oor al die lande. Hy regeer ook oor my lewe en hy regeer ook oor jou lewe. Ons kan weet dat ons nie alleen is nie. Jy kan nie 'n dag begin en 'n dag afsluit op jou eie nie, want God is elke oomblik daar. Jesus is met jou. Hy is daar in jou gedagtes en wat jy ter harte neem, die dinge wat jy glo en die dinge wat jy nie glo nie, die dinge wat jy sê, die dinge wat jy doen. Ons kan nie wegkry nie. En weens dit wat ons hier hoor, is jy die hele tyd in God se teenwoordigheid. Al is jy vinger alleen op die stoep, is God eintlik daar. Hy is met jou in daardie oomblik. En ons kan dit weet. Jesus is eintlik aktief vandag nog besig om te regeer met wysheid en met krag in jou lewe. En dit beteken ook dat ons aanbidding nie net herinnering is nie aan wat Jesus gedoen het nie, maar eintlik 'n viering van wie hy nou is. Dis hoe hemelvaart belangrik is. Dis hoe dit belangrik is om hier te kom sit en te kom hoor. Want ons is nie net besig om hulde te bring aan iets wat verby is nie, maar ons vier eintlik en ons herinner mekaar eintlik daaraan dat Jesus is nou nog besig om te regeer vir jou en vir my. Hy is nie net 'n gekruisigde verlosser nie. Hy is die verheerlikte koning. En ons buig voor die lewende Here wat vir ewig sal regeer. Dit hoor ons aan die tweede gedagte wat ons ook hier gehoor het, is dat Jesus tree in. Die hemelvaart bring sy nabye teenwoordigheid.
So die hemelvaart het nie die verhouding tussen Jesus en sy volgelinge beëindig nie. Dit het 'n nuwe fase ingelei. Iets niets het na vore gekom. Voor die hemelvaart, voordat Jesus opgevaar het, was hy net op een plek, op 'n slag. Galilea, Jerusalem, of op 'n berg, iewers besig om die skare te praat. Maar na die hemelvaart beloof hy, ek is met julle al die dae, het ons gelees. Elke dag is hy met ons. En hoe is dit moontlik? Want hy het opgevaar hemel toe. En ons weet wat die antwoord is, nie? Ek nie weet wat die antwoord is. Omdat hy opgevaar het, kon hy die Heilige Gees stuur. En die Gees is nie 'n plaasvervanger nie, maar dis 'n manier waarop Jesus nou teenwoordig is en rondom jou is elke dag. Hy vervang nie Jesus nie, maar dis die manier hoe Jesus met jou is. Die Heilige Gees is God met ons, is Jesus met ons in ons lewens. So deur die Gees is Jesus nader aan ons as ooit van tevore. Want toe hy op aarde was hy op een plek en hy was tussen disippels. Maar nou is Jesus in ons, met ons, elke liewe dag, in die vorm van die Heilige Gees. Maar dit is nog iets. Die Skrif sê dat Jesus tree vir ons in by die Vader. Dit beteken dat hy bid vir ons. Dit beteken dat hy pleit vir ons. Dit beteken dat hy praat namens ons by die Vader. Dink daaraan, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie. Wanneer jy daar sit en sê, Here, ek het nie woorde nie, ek weet nie wat om te vra, of waar moet ek fokus, of wat ek moet vir jy sê, om die dinge in my lewe rigting te gee nie, dan sê Jesus, hy bid vir jou, namens jou by die Vader. Wat ons ook moet hoor is dat wanneer ons moedeloos is, dan bid hy vir jou, wanneer jy nie antwoord het nie. Of wanneer jy 'n fout gemaak, want ons maak foute. Wanneer jy 'n fout gemaak het, is Jesus reeds besig om vir jou in te tree by God. Hy staan steeds in plek om jou sonde op te neem, sodat jou saak reg bly met ons hemelse Vader. En dit is wonderlik, want ons voel partykeer, ons is nie werd om die dag hemel toe te gaan, of ons sal partykeer sê, ja, ek sukkel om hierdie sonde wat ek het af te sterf. En dan voel ons so skuldig daaroor, maar Jesus sê, weet jy wat, ek weet wat in jou hart in die gang is, want my Gees is in jou. En weet jy wat, nog meer, ek staan in vir jou by God. Al wat jy moet doen is dit erken, en jy moet sê, jammer, vra vir vergifnis, en jy moet probeer beter doen, as wat gister was. Dan is jy saak reg, want jy glo ons Jesus. En dis wat dit beteken, dat hy vir jou voorspraak maak met die Vader. So ja, ons gaan foute maak. Maar ons maak nie foute sonder om dit reg te stel nie. Ons maak foute want ons gaan dit regstel, want ons groei met so 'n band in ons verhouding met God. En vir daardie tussenpose waar jy 'n fout gemaak het, staan Jesus in die plek en hy neem jou swakheid in hom. Sodat jy verheerlik bly, 'n kind van God bly in God se oë. En dis wat verlossing tot nou toe nog vir elkeen van ons beteken. Dit is wonderlik, dit is fantasties om te dink aan hemelvaart, is dat Jesus nou 'n plek betree waar hy namens jou optree, elke dag, in elke situasie, in elke moeilike ding wat jy in jou lewe moet ervaar. Staan hy en tree hy namens jou op. Nie net vir sekere mense nie, maar vir jou. Jy is vir God altyd belangrik. So hierdie waarheid, broers en susters, gee ons moed om te bid. Dink 'n bietjie aan hierdie beeld van Jesus wat vir jou instaan soos 'n advokaat, wat die hele tyd aan jou kant is. Jy is nooit alleen nie. Jy hoor dat jou redder, wat jou hart en jou stryd baie goed ken, staan voor God se troon en hy sê, hierdie een behoort aan my. Ons bid dan hierom. Nie as mense wat probeer om aandag te kry nie. Ons bid nie meer so. Ons kom as kinders, wie se broer en koning reeds namens ons praat. En Jesus sê, hy is ons broer. Ons is sy broers en sy susters. En hy is ook ons koning. En hy praat namens jou. So die hemelvaart verseker ons dat die hemel nie gesluit is.
Dit is hoop. En Jesus is daar vir jou en vir my. Derde gedagte, baie belangrik, om mekaar altyd hieraan te herinner. Jesus sal terugkeer. Die hemelvaart verwys na ons hoop. Toe die disippels nog opgekyk het in die lig, sê 2 engele vir hulle, hierdie selfde Jesus, wat van julle weggeneem is, sal op dieselfde manier terugkom. En dit is nie net 'n mooi afskeidswoord nie, dis 'n belofte wat ons hoor. Dit sê dat hierdie belofte, dat hemelvaart gaan nie net oor waar Jesus nou is nie, dit sê vir ons waarheen die storie gaan. Dat hier nog dinge is wat gebeur en aan die plaasvind is, dat daar 'n storie is wat aan die gang is. So ons leef tussen 2 groot oomblikke, ek en jy. Ons leef tussen die hemelvaart en ons leef tussen die wederkoms. Hierdie 2 punte is waar ek en jy onsself bevind. En in daardie tussenin roep God ons om met hoop, maar ook met doelgerigte elke dag te leef. En Jesus sal weer kom. Nie in stilte nie. Hy gaan nie in die geheim kom nie. Maar wat lees ons? Hy sal kom in majesteit en hy sal kom in heerlikheid. En dit verander alles. Dit verander alles. Dit beteken die geskiedenis is nie doelloos. Hoor mooi. Omdat Jesus weer terugkom, beteken die geskiedenis is nie doelloos nie. Dit het eintlik 'n bestemming. Dit loop uit na iets toe. Dis op pad iewers heen. En dit beteken dat ons lewe, ons dade, ons gehoorsaamheid maak saak. Weereens, jou lewe, jou dade, jou gehoorsaamheid maak saak. Maar dit is ook 'n roep tot waaksaamheid. Die feit dat Jesus terugkom, beteken dat ek en jy hierdie lewe moet leef waarin ons waaksaam sal wees. Jesus is op pad terug en hy wil ons gereed vind as hy terugkom. Hy wil jou wakker kry. Hy wil jou liefhebbend vind. Hy wil jou getrou vind as hy terugkom. Die hemelvaart maak ons nie passief nie. Dit gee ons eintlik 'n opdrag. Ons is sy getuies elke dag. Ons is mense wat leef met die wete dat die hemel werklik is. Dat die koning weer kom. Jy weet dit. Met daardie kennis is jy 'n getuie elke dag. En jy kan dit dalk vanaand vir jouself vra. Wees eerlik met jouself. Miskien in hierdie geleentheid te sê, maar weet jy wat? Hoe tree ek op hierdie oomblik wanneer ek nie goed weet? Tree ek op dat God gespieël word deur wie ek is? Is daar nog foute wat ek moet uitsorteer en regmaak? Is ek besig om liefdegewend te leef, of is ek nog 'n bietjie selfsugtig, want ek wil hierdie dinge hê, Here sal dit so vir my gee? Of kan 'n mens sê, maar weet jy wat, dis oukei. Ek is tevrede met die feit, ek my beste gee vir God, en dit is genoeg. Maar dit gaan oor jou en God elke dag. Nie oor wat ander mense jou toelaat om te doen, of nie toelaat om te doen nie, of dit is hulle skuld dat ek dit gesê het, of hulle het my so kwaad gemaak, het ek so gereageer, of dit of dat nie, want ons is vingerwysend baie keer. Nee, jy is verantwoordelik vir jou lewe, en jy reageer op hierdie lewe, soos wat jy kies om te reageer. En dit is baie belangrik, want ons is geneig om skuld te gee vir jou optrede en denke en wie jy is, terwyl eintlik het jy beheer oor hoe jy optrede, dink en praat en dinge doen. En dit is baie belangrik vir hierdie saak dat ons getuies moet wees. Want ja, al is die hele wêreld teen jou, al voel jy wil niemand na jou luister nie, al voel jy of almal op jou neersien, kan jy nog steeds eerbaar tot eer van God lewe, en jy regverdig, liefdevol, opreg, getrou, al die mooi dinge wat die vrugte van die Gees is, te lewe, ongeag wat die wêreld vir jou gee. Want al wat saak, hoor mooi, al wat saak, is dat jou Here vir jou lief is. En net sy opinie
het die ewige waarde vir jou, om vandag ten volle liefde gee te leef. En dit is 'n verandering in wie jy is. Want dan is ek nie ongeskik om 'n ander met my ongeskik is nie, ek is hanteer hulle met 'n ander manier. Ek sê, vriend, ek hoor jou ongeskiktheid, maar ons moet in liefde optree. Jy tree alles op, nee, maar dis wat ons doen, ons reageer terug met 'n nog 'n vyse. Ons kan nie daai ander wil draai nie, ons goed. Want wanneer ons verstaan dat ons hierdie heerlikheid, hierdie liefde, hierdie ewigheid van God ontvang het, dan sê jy nie waar, ek kan net anders lewe, met my lewe se dankbaarheidsreaksie op die liefde van God. Dit maak nie saak wat jy sê, of jy saamstem, of jy moet so nie, wat? My lewe moet bepaal deur wie ek vir God is. En ek sê dankie, en hoe ek sal wees. Hoe ek sal dink, hoe ek sal praat, hoe ek dit sal doen. En dis al. Jesus se hemelvaart het dit moontlik gemaak, dat ek en jy weet, hy regeer tot in ewigheid, en niks kan dit verander nie. En daarom is ons nie meer passief nie. Ons is nie reaktief op die sonde van ander mense, en dan doen ons sonder sonde terug, en dan sê ons is jammer nie. Nee, ons reageer met die liefde van Christus terug, want ons hierdie waarheid verstaan, en ter harte neem en navolging se lewe. Met ander woorde, hemelvaart, stuur vir jou en vir my elke dag die wêreld met ander woorde, met geen vrees stuur jy in die wêreld, maar hy stuur ook die wêreld in met sekerheid dat jou saak met jou skieper is reg, en as dit reg is, dan kan daar kom wat wil, want jou Here het jou gemaak het, en sy stempel van goedkeur op jou geplaas. So Jesus het nie weggegaan om af te skakel. Hy werk steeds. Hy lei ons steeds elke dag. Hy bou steeds aan sy koninkryk elke liewe dag. En nou sluit ek af. Wat vier ons dus op hemelvaart? Ons vier dat Jesus regeer. Sy troon is vas, sy gesag is finaal en sy koninkryk is aan die kom. Ons vier dat Jesus intree. Hy is ons voorspraak, hy is ons helper, ons ewige hoëpriester wat nooit ophou om vir ons lief te wees. En ons vier dat Jesus weer sal kom. Hierdie storie is nie klaar. Die een wat opgevaar het, sal weer verskyn in heerlikheid. En die hemelvaart nooi ons om ons oë op te lig. Nie net om in die lig op te staar nie, maar om met harte te leef wat op die hemel gerig is. Om te onthou dat ons verlosser leef, dat hy regeer en dat hy weer kom. So mag jou geloof vandag versterk wees. Mag jou hart rus vind in hierdie waarheid. Jesus is nie afwesig nie. Hy is verheerlik. Hy is nie klaar nie. Hy werk steeds. En hy is nie klaar met hierdie wêreld nie. Hy is op pad terug. So laat ons leef in die vrede en die roeping van die hemelvaart elke dag. Amen. Broers en susters, terwyl ons sit, kom ons bely ons geloof deur die apostoliese geloofsbelijdenis ons harte saam te sê. Ek glo God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Here, baie dankie dat ons hier vanaand aan die woord kom luister. Here, dankie dat ons hierdie belangrike waarhede gehoor het. Here, dankie dat ons weet dat U regeer. Dankie Here dat ons weet U kom terug.
Maar dankie ook Here dat U in ons plek staan om ons sondes van ons af weg te neem. Dankie Here dat ons losgemaak is van die kettinge wat hierdie wêreld so maklik op ons geplaas het. Want as ons begin besef dat ons los is, dan kan ons voluit lewe ongeag wat ons in hierdie wêreld teekom. Maar ons weet Here, dit is nie maklik. Ons verstaan Here dat ons partykeer stroei en sukkel en dan bevrees raak. Maar U wil vir ons herinner dat ons nie bang wees. Want U is werklik by ons. En U is ook in ons. En wanneer ons tyd maak om stil te word en vir U te vra vir leiding, en ons regtig luister, dan hoor ons. Dan hoor ons hoe ons praat en ons kan duidelik sien waartoe ons moet gaan. Here, dankie dat ons hierdie verlossing het. Dankie dat ons hierdie verstaan het van dat U regeer. U sit op die troon. Dankie Here dat U vir ons intree by God. En dat ons net elke dag as 'n groei geleentheid kan sien. Dankie Here dat ons deel is van die ewige koninkryk wat kom. Dat U terugkeer om ons te kom vir ewig deel maak van daardie volmaakte plek, daardie paradys wat so anders sal wees as wat ons nou ken. Here, lei ons dan ook as ons in ons lewens aangaan. Dankie dat ons weet dat U ons gebede verhoor. Dankie Here dat U vir ons krag gee wanneer ons eie krag min is. Jammer Here wanneer ons partykeer van U vergeet in die week. Maar dankie dat U nooit van ons vergeet nie en dat U die pad sal stap tot in alle ewigheid met elkeen van die kinders. Here, dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg. Dankie vir die liefde. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons antwoord daarop met ons slotsang, ons sing Ek sien in die hemel kom. Ons sing die eerste, die derde, die vierde en die vyfde strofe daarvan. Die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Sterkte vir Vrydag, geniet die naweek, en as jy 'n opsomming van die preek wil hê, ek het dit ook daar agter neergesit. Dankie julle, mooi aanvang.